Ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 24. Matteus hoofstuk 24. Die voorlaaste geleentheid vanuit hierdie gedeelte in die skrif waar Jesus daar's twee redes, met ander woorde twee preke van Christus wat opgeteken is. Die een is Matteus 5 tot 7. Die tweede een is Matteus 24 en 25. En dit is die gedeelte oor die profetiese rede. Die eerste een is die bergrede en die tweede een is die profetiese rede. Hoekom dit profeties genoem word, is omdat dit handel oor uitkoms in die Here en dan 'n uitkoms of 'n gebeurtenis in die verre toekoms of in die toekoms verder as wat hulle beleef het, wat ons nog nie beleef het nie. Twee sake word in die profetiese rede beskryf. Jesus praat van die vernietiging van die tempel, die gebeurtenisse daar rondom, en dan tweedens word daar gepraat oor die wederkoms van ons Here Jesus. Voordat ons vanoggend saam lees in Matteus 24 vanaf vers 29, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie Here dat ons U kan ken, dat ons aan die goedheid ook vanoggend hier kan saam wees, met die wete dat U genade vir ons genoeg is, U woord vir ons helder is, en dat U bemoediging uiters noodsaaklik is. In tye waarin ons leef, waarin die wêreld is, hoe ons dit beleef, daarom is ons gebed, Here, dat U verheerlik mag word in ons midde. En waar die woord geopen is, dat ons nou kan saam lees en hieruit versterk kan word. Dat ons U genade mag beleef, want U godheid, U heerskappy en U sorg is vir ons genoeg. En ons het nodig om dit te hoor. Versterk ons, Here. Laat dit wees volgens die genadige wil deur die kragtige werk van U Gees, dat ons kan hoor. In Jesus' naam. Amen. Matteus 24, vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ek herhaal vers 35, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die rede wat Christus aan sy disippels gee, om aan hulle te verduidelik, gee hy vir hulle 'n waarskuwing, 'n voorbereidingsgesprek, hy gee vir hulle 'n toerustingsgesprek, hy gee vir hulle diep onderrig aangaande Christus se wil, ook vir die kerk van die dag en vir die toekoms. Alle sake wat hy vir hulle gee in hierdie hele rede, en in hierdie kort stukkie, verduidelik hy vir hulle die effek van die leed van die groot verdrukking, maar ook in terme van tydelike verdrukking. Wanneer ons kyk na die toekoms, en iemand vertel vir ons hoe dinge gaan wees, ons maak baie keer gebruik van langtermyn weervoorspellers, om te probeer bepaal na watter tipe seisoen sal ons kyk in die landbou. Ons maak gebruik van die raaiskote en vooruitskattings van ekonome, om te probeer bepaal wat gaan die ekonomie doen. Want dit help beleggers om te verstaan waar behoort hulle te gaan. Want ekonomiese stelsels het 'n begin en 'n einde. Net soos enige ander stelsel, 'n oploop en 'n afloop. En as teoloë moet doen wat Christus hier doen, hoe sou ons dit vandag doen? As ons die proesel vir u as kerk en ek as kerk moet gee vir wat staan ons te doen in die tyd waarin ons leef, want elke geslag vanaf die eerste eeu van die Christelike kerk tot en met vandag het hulle hande in die water gedruk en gevoel wat die temperatuur is. En hierdie gevoel van die temperatuur het meegebring dat party meer benoud geraak het, sommige meer afvallig geraak het, sommige in opstand geraak het, teen die skrif en die waarhede van die skrif, en sommige net eenvoudig moed verloor het. Wanneer jy en ek vandag na hierdie gedeelte moet kyk, moet ons die vraag afvra, waar trek ons? Waar trek ons in hierdie tyd? En ons weeg dit aan Israel in die eerste eeu en die wêreld vandag in die 21ste eeu. Want wanneer enige gedeelte van die skrif vir ons gegee word en is net van toepassing in die eerste eeu of is net van toepassing in die 21ste eeu, het dit enige toepassing gehad vir die res van die kerk reg oor die geskiedenis? Die antwoord is nee. Die Bybel is in tyd, vir die tyd, en tydgebonde is die skrif verseker nie. Daar is wel gebeure wat reeds afgehandel is, en daaruit sien ons iets wat nog moet kom. En dis wat hierdie gedeelte basies leer. Wanneer Jesus sê dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, dan praat die Here Jesus oor die einde. Hy praat oor die laaste. Want wanneer die groot verdrukking in boeke soos Openbaring verduidelik word dit verduidelik dat dit erger gaan, die hoogtepunt bereik, die sterwensmomente erg raak, en dan is dit klaar. Jy hoor die opmars na die eindpunt. Wanneer die skrif met die eindtydsake besig is, voel almal nie eweveel hoe sterk en naby ons is nie. Net soos wat ons nie vandag wakker geword het in die Midde-Ooste nie. Ons hoor nêrens hoe die bomme op ons neerreën nie. Maar ons hoef nie lank te luister om te hoor, hier is 'n moord, daar is doodslag, hier is onrus, hier gaan dinge sleg, en ons lae intensiteit oorlog in Suid-Afrika
herinner ons maar net nog genoeg hieraan. Nog nie sê hulle vir jou, aan wie glo jy nie? Nog nie word ons herinner daaraan dat jy moet kies tussen Christus en iemand anders nie. Ons beleef moord en dood. Beleef ons aggressiewe vervolging vir die geloof? Sommige kan sê al ja, ander nee. So wanneer die groot verdrukking kom, en daardie gedeelte moet jy lees, verse 15 tot 28, 'n tyd van erge lyding, sal die aarde na die einde toe beweeg. Dis wat Jesus leer. En wanneer hy dit dan doen hy dit so, dat sy kerk veilig bly. En hier is Openbaring 7 van groot belang. Openbaring 7 leer hoe Christus sy kerk beskerm. Want voor die engele in die 4 windstreke begin om die laaste oordeel te laat gebeur, word hulle vasgehou om eers die wat verseël is, te neem en seker te maak dat hulle niks oorkom nie. Die kerk van Jesus Christus word nie skade gemaak in die finale oordeel nie. Die kerk van Jesus Christus word getroos dat ons beskermd is tydens die finale oordeel en dat slegs die wat nie glo nie in daardie oordeel sal verval. Iets van die tydelike oordeel waarvan Jesus praat in hierdie gedeelte is die oordeel oor die tempel in Jerusalem. En iets wat die kerk van Jesus Christus al reeds in die 1ste eeu moes verstaan en wat die kerk in die 21ste eeu steeds moet verstaan, is dat wanneer afgoderry in die geskiedenis 'n plek gekry het. In die geskiedenis bedoel ek, in die geskiedenis voor die ballingskap van Israel selfs, wanneer Jesaja profeteer oor die afgoderry, waar die voorballingskapsprofeet met Israel praat, is daar 'n bepaalde afgod in hulle midde, en afgodiese gedrag word deur die volk van die Here geopenbaar, wat skerp gekritiseer word. En wanneer die Here sy besluit geneem het oor die oordeel wat hulle tydelik te beurt sal val, is dit die ballingskap wat 70 jaar sou duur. Wat beskrywe word in Daniël 1 tot 6. Maar wanneer die Nuwe Testamentiese Israel in Jerusalem woon, en hulle kyk na hierdie pragtige tempel, dis wat in die begin van die profetiese rede staan. Hier's 'n pragtige tempel, en Jesus sê, daar sal nie 2 klippe van hierdie tempel op mekaar staan nie. Dan word die volgende gesê, daar kom 'n dag, 'n tyd en 'n uur wat hierdie tempel vernietig sal word. Wanneer sal dit wees, vra die disippels? En wanneer is die koms van die Seun? Die laaste paar verse, vers 34 sê, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Watter geslag is dit? Is dit die disippels en hulle geslag? Ja, daar is 'n deel van hierdie profesie wat vir hulle sal geld. Hulle sal nog leef. Die apostel, in die naam van Johannes, het nog geleef toe Jerusalem 70 na Christus beleer is. 'n Verskriklike tyd het Jerusalem getref in daardie jare. Want dit was 'n paar jaar wat Jerusalem beleer is. 70 na Christus word deur die geskiedskrywers vertel en beskryf dat Jerusalem verwoes is. Die tempel vernietig is. En mens vra altyd die vraag, maar waarom, Here? Waarom toelaat
dat die Romeinse owerheid dit kon doen. Dieselfde vraag was gevra, maar Here, waarom laat U toe dat Babylonië in sy groot almag, dit is hoe dit gevoel het, 'n groot magtige Babylonië, kom en vat ons weg, ontneem ons van ons vryheid, en ons moet in hulle midde leef vir 70 jaar. Die geskiedenis van Sadrag, Mesach en Abednego bewys wat afgode diens is. As daar gesê word, as die trompette blaas en die basuine blaas, dan bid jy vir hierdie koning Nebukadneser se beeld. Jy val neer en jy aanbid hom. En hulle sê nee, ons sal nie. Ons sal nie ander gode aanbid nie. Gaaf, dan sterf julle. Ons gooi julle in die vuur. Maak dit sommer ekstra warm. En die een wat hulle ingooi, sterf. Die een wat hulle ingooi in die vlamme sterf. En Sadrag, Mesach en Abednego stap daaruit ongehinderd. Kinders van die Here. In tye van vervolging, sonder om die knie te buig voor 'n afgod. Wat gebeur in die eerste eeu? Wanneer Christus met sy disippels besig is om te werk en te arbei, doen hy verskeie dinge, en hy doen baie van die dinge wat hy doen op 'n Sabbat. Baie keer doen hy dit op 'n Sabbat. En in hierdie stadium van Israel se wetgeleerdheid, het die wet van die Here 'n ander saak geword. As die Heidelbergse Katekismus dit stel, dat jy van enige iets 'n afgod kan maak, as dit belangriker word as die Here self, dan is God nie meer koning nie, maar iets anders het koning geword. Sien die beskrywings onder die wetsverduidelikings, eerste gebod en tweede gebod. Wanneer ons daarna kyk, en ons vra die vraag, waarom die Here Jesus telke male met die Fariseërs in aggressiewe skermutselings is. Hulle soek dit so, want die wet sê so, dan sê Jesus, maar julle verstaan nie die wet nie. Wat wil hy vir hulle sê? Die apostel Paulus, onder inspirasie van die Heilige Gees, skrywe in Galasiërs 3, dat die wet 'n tugmeester na Christus toe was, en steeds vir ons is. Die wet is 'n tugmeester, 'n onderwyser wat jou wys, jy kan hierdie wet nie hou nie. Jy sien jou gebrokenheid, en jy kyk na die een wat nie gebroken is nie, vir jou verlossing. Nie na die wet nie. Maar die wet wys vir jou baie duidelik, ek kon dit nie doen nie. En waarheen ek dan op pad is na die verlosser. Wanneer die stryd oor dinge, en dis waaroor die saak gaan. Israel vanouds het verkleef geraak aan die gode van hulle dag. Israel in die eerste eeu het verkleef geraak aan hulle dinge, die wet en kluis, hulle tempel. Wanneer 'n valse getuie by Jesus se verhoor aankom, hoor die getuienis. Hy het gesê, hy gaan die tempel afbreek. Wat is die tempel? Die tempel is God, 'n simbool van God se teenwoordigheid. Wanneer Jesus sê, julle het van my Vader se huis 'n rowersspelonk gemaak. 'n Huis van gebed het 'n rowersspelonk geword. Wanneer geld gewissel word, nie vir die regte fooie nie, maar vir ekstra fooie onder die regering van Annas as hoofpriester, word in buitebybelse geskiedenis beskryf. Hoe Annas te werk gegaan het by die tempelkompleks met die verhandeling van offerdiere, en hoe hulle selfs die Romeinse geld wat gewissel moes word na geld wat nie as afgodies beskryf was nie, gewissel het en meer gevra het hulle gesteel by die gelowiges wat aanbid het.
En wat hulle veroorsaak het, is dat geld aanbid was. Die stelsel aanbid was. En iets groter as God geheers het. Waarom word die vraag gevra, maar waarom sou God die tempel vernietig? Waarom sou sy oordeelsdag kom en hy sê nie twee klippe sal bo op mekaar staan nie? Openbaring 2 stel dit duidelik vir die gemeente in Efese. As die kerk die naam van Christus dra, is Christus daardie kerk se hoof. Ons bely self, ek glo in 'n heilige algemene, heilige afgesonder vir die Here, algemene, wêreldwyd, Christelike kerk, met ander woorde dat Christus die hoof is, al 3 punte as Christelike kerk. Dat Christus die hoof is van hierdie kerk. Openbaring 2, as jy nie jou bekeer en terugkeer na jou eerste liefde nie, sal ek die kandelaar verwyder en my teenwoordigheid, wat die kandelaar se simbool is, verwyder. En daar sal 'n kerk wees sonder 'n God. En daar lê die hardheid van wat Christus sê. Wanneer die simbool in die middel van Jerusalem op die berg Sion, God se berg, die berg waar God verheerlik word, nie meer godsverheerlikend is nie, kan hy blink soos hy wil, pragtig lyk soos hy wil. Kyk die groot klippe, sê die disippels, soos dit wil. As God hom onttrek, dan is daar nie meer 'n godshuis nie. Die beginsel wat geld in die koms van die einde van tyd, is dat die Here sy kerk suiwer. En wanneer hy aan Israel 'n suiweringsmetodiek gee, gee hy vir hulle 'n tweede ballingskap, as ons dit so kan stel. Hy gee vir hulle 'n tweede reinigingsproses. Die eerste proses was nodig sodat hulle van hulle afgode, die aanbidding van Baal ontslae kon raak. Die tweede Israelitiese groep moes ontslae raak van hulle afgoderry rondom die wet en die tempel. En hier is ons geneigtheid, geliefdes. Wanneer die kinders wat hulle self voeg by die Christelike kerk, en dis waar ons is, ons self vul met die kultuur van ons dag. Ons het 'n bepaalde volk geword, ons het 'n bepaalde taal, en ons deel 'n bepaalde kultuur. En iemand kom vat aan my kultuur, en ek sê vir hom, los dit uit, dis myne. En ek toets my taal, my volk en my kultuur. En ek kyk daarna deur die bril van die Heilige Gees, deur die bril van die skrif, en ek vra 'n vraag, is dit nog Christus se volk, Christus se taal en Christus se kultuur? Of is dit maar iemand se? Want wat hy by Israel weggevat het, het hy nog nie teruggegee nie. Die gebou wat hy uit hulle midde uit weggevat het, is nog nie herbou nie. Nadat hulle dit 70 na Christus verloor het. Want sy woord gaan nie verby nie. Daar is net een God in hierdie wêreld wat aanbid mag word. En wanneer enige ander saak, ons gebruik maar die voorbeeld van taal, volk en kultuur. Daar is meer. Daar is baie meer. Enigiets wat in die plek van God geplaas kan word. As ons enige iets in daardie plekke plaas waar God hoort, en dis belangriker as die Here self, sal hy iets daarvan maak wat ons nie meer sal ken nie. Met ander woorde, ons sal nie meer tuis voel in ons taal nie.
Ons sal nie meer tuis voel in ons volk nie. Ons sal nie meer tuis voel in ons kultuur nie, as dit heidens word. Sal die Here ons oorgee in ons eie dwaasheid. En wanneer die kerk van Christus Jesus onherkenbaar Christelik raak, nie meer Christelik lyk nie, nie meer Christelik dink nie, nie meer Christus as enigste offer en verheerliking het nie, wat is ons? In Korintiërs 13 praat van liefde wat soos 'n dowwe simbaal, 'n rasende simbaal raak. Die woordjie gong word eintlik vertaal. 'n Raserige klank. Nie noodwendig 'n mooi klank nie. So word die geloof in die lig van die liefde geplaas en die kerk se sigbaarheid in terme van onsigbaarheid verklaar. Net in die pad, maar nie in die lig van Christus nie. Die hoop lê hierin. Wanneer die kerk van Jesus Christus besef, in die lig van Openbaring 7, in die lig van Openbaring 11, waar ons sien waar die Here ons nader beweeg aan die eindpunt, aan die wederkoms. Dat hy selfs die ramp van die vernietiging van Jerusalem se tempel en groot dele van Jerusalem, groot leed op Israel gebring het as 'n voorbeeld vir baie, om te sien, dit het gebeur. Die werklikheid van die wederkoms is 'n werklikheid. Hy gaan nie ophou nie. Hy sal kom. En ons kyk na die verval van die wêreld en ons kyk na die standvastigheid van kerkwees reg oor die wêreld. En ons vra, wat is die Here besig om te doen? En ons gee die antwoord, hy is besig om ons voor te berei, om ons ontslae te raak van dit wat nie aan hom behoort nie. Hy is ontslae te raak van aandag wat afgetrek word van goed af wat nie aan hom behoort nie. Wat is dit? Van wat raak hy ontslae? By my? By u? By ons kinders? By ons taal, by ons volk, by ons kultuur? By ons ekonomie? By ons land? Waarvan raak ons ontslae? In die Here. Sodat ons die toekoms kan betree met hoop. Maar die kerk van Jesus het altyd die troos. Maak nie saak in wat omstandighede ons leef, hoe dit lyk, hoe dit vandag voel. Ons belewenis in die uur wat ons tans iets beleef nie. As die Here gekom het, het hy gekom. En dan is alle tyd verby. En die tyd waarop ons op sy koms wag ons met 'n oop gemoed en 'n wonderlike, heerlike verwagting dat hy kom om alles wat stikkend is te kom heel maak. Nie op aardse terrein nie, maar op hemelse. Om dit wat ons nodig het om te kan sien, te kan verander, sodat ons daar kan wees. Maar ons kyk na die gebrokenheid. Jerusalem is nie by ons vernietig nie. Maar wat het hy klaar verloor? Ons het nie Jerusalem verloor nie. Maar ons het al klaar iets verloor. Wat is dit? Wat het die Here klaar by ons gevat, wat ons nie weer gaan terugkry nie? Dalk is daar iets waarmee hy met ons besig is, al reeds vandag. Wat ons aandag so aftrek, dat ons nie die Here soek nie. En dat ons Here eintlik daarvoor moet dank. Dat hy ons reeds genadig is. Dat ons dit nie meer in ons midde het nie. Of dat hy al so ver dit van ons verwyder het, dat ons al maklik kan sê, dankie Here, ek kan sien ek het dit nie nodig nie. Dat die Here met ons besig is. Dat hy met ons op pad is. En dat hy ons lei na 'n beter plek. Vir ons ouers. Ons maak kinders groot in hierdie wêreld met hoe dit lyk nou. Ons weet nie hoe gaan dit wees nie. En 'n geloofstandpunt word vanoggend by hierdie doopvond bevestig.
Wanneer Jesus sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En hy bring die doop ter sprake. Dan staan die doop in die verkondigingskarakter van hoop. Dat die ganse wêreld mag weet, ons staan in geloof. Ons kinders word groot in hierdie saak van, maak nie saak hoe dit lyk nie, die kultuur wat in my huis gevestig word nou, is dat die Here die koning is. En sy woord sal versekerlik nie vergaan nie. Die verbondsgedagte kan nie verdwyn nie, want hy het hom aan ons verbind. En ons kan aangaan omdat hy ons laat aangaan. Dit gee ons hoop. En hier word vandag weer opnuut herinner daaraan. Hoe lyk die wêreld buite? Hoe lyk die kerk in die binnekant? Hoe lyk ons gemoedstoestand buite sonder Christus en waar die kerk ons geborge hou binne? Waar die Here met ons besig is hier en waar hy soms by hulle wat buite is verlate laat voel. Mag ons opnuut hierdie moed in ander inpraat. Mag ons opnuut hierdie boodskap aan ander verkondig, want die verbondsgod van Israel, die God wat hom aan die kerk verbind, is die God wat weer sy seun op die wolke stuur. Dis hierdie God wat van die vroegste tye tot in ewigheid in alles beheer het. Hierin lê die hoop. Ons kyk na die stikkend van 'n stad. Ons kyk na die stikkend van 'n tempel. Ons kyk na die stikkend van 'n land. Ons kyk na die stikkend van ons gemoed. Ons kyk na die heel van God en sy genade. Mag hierdie heelheid van God in Christus ons opnuut bemoedig dat sy woord sal volëindig word en sy gebeure sal plaasvind en ons sal gereed wees want hy maak ons gereed. Vertrou op hom. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie dat ons weet, sonder u goedheid en genade en sorg, is die wêreld 'n plek van verlatenheid, 'n plek van verlorenheid, 'n plek van onrus en onsekerheid. Maar in u is daar hoop en sekerheid en vastigheid. En dis hierdie vastigheid waarin ons vashou. Dis hierdie vastigheid wat ons sekerheid gee. Ons doen dit met vreugde, Here, want u maak dit vreugdevol. Ons bid, Here, dat u elkeen sal bemoedig in hierdie tyd van afwagting op die koms van die Seun. Dankie dat ons deur die geskiedenis kan sien, dinge het gebeur en ons kyk toe na die laaste dag. Ons wag vir die laaste dag, maar nie in vrees en bewing nie, in hoop, terwyl ons volhard in geloof. Dit bid ons in die naam van Christus Jesus, ons Koning. Amen.